Jullie goeiemiddag en baie welkom hier so. Iemand sê nou vir my, toe ek nou weggery by die kerk, ek gaan nie vir jou sê geniet dit nie. Want ek weet ook dat vir jou vandag is dit ook hartseer, maar as ek so na die video kyk, dan weet ek al is ook baie vreugdes gewees. En ek hoor jy as ten minste nog steeds by julle 'n lag. En dit is ook belangrik. Ek weet dat die mense op 'n dag soos vandag nie vergeet van die blydskap nie vergeet van die vreugdes wat hulle beleef het saam met hom. On behalf of Blue Crane Funerals, may we share our sincerest condolences to the family and friends. Ek lees dit maar Afrikaans ook, maar miskien kan jy ons verstaan. Namens Blue Crane Funerals ons innige meegevoel en simpatie aan die as familie en vriende. Ek wil sommer van die begin af sê, ek het dan natuurlik glad nie goed geken nie. Ek het maar 'n klein, ek wil sê 'n paar oomblikke soos wat julle nou daar gesien het op die doopfoto's met tafel doen gekry. Die dag bietjie was dit. En maar ek weet dat elkeen van julle het 'n baie spesiale plek in jou hart vir haar. En vandag moet jy nou vir daai plekjie in jou hart moet jy vir haar tot sien sê, maar ek weet dat die plekjie gaan maar daar bly. Die beeld is nou vandag aan weerskante van jou sit daar iemand. Maar ek weet jy het sy gewoonlik aan jou linkerkant of aan jou regterkant gestaan. Regom. Dit maak het nog moeiliker, want nou hier reg rondom jou 'n spesiale plek wat nou weg is. En so natuurlik vir julle ook as kinders, familie, is daar's net 'n plekjie langs jou en miskien ook rondom jou. Ek weet jy vandag nie gevul is nie. Kom ons bid saam asseblief. Heavenly Father, thank you that in this time we can be in front of your throne. Lord, we can know that you are looking at us, that you see us, that you feel us, that you hear us, that you are present here. And Lord, not one of our tears is going past you without noticing you. Heer, U is die God van liefde en genade en barmhartigheid. En ek weet, Here, dat vir my is dit nou eenvoudig wonderlik om by U te wees. Here, sy weet glad nie wat vandag gebeur nie. Maar ons is hier so. Ons is hier wat 'n bietjie van haar geken het, of baie van haar geken het. Ons is hier om totsiens te sê. En dan spreek ek vandag die naam van Jesus uit oor elkeen wat hier is. Dat elkeen wat hier is, sommer net so 'n tree nader aan U sal gee, om te sê, Vader, al verstaan ons nie alles nie, bly ons in geloof voor U toe. Daarom bid ek, Here, seën ons saam wees vandag, mag U naam vereer en verheerlik word in hierdie byeenkoms. Ons bid dit in Jesus kragtige naam alleen. Amen. Here, kom ons staan, ons gaan so 'n lied saam sing. Dit begin. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of days, oh so exalted, glories in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for my sake.
became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon the cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, you're my God, you altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Praise your name. Kom ons sit asseblief. Dit is baie hoog, so ek gaan 'n bietjie die kant staan. Ek voel vir my daar's 'n moment tussen ons twee. So, miskien moet ek net gou vra, hoe kan ek onderstaan Afrikaans? Everybody can understand Afrikaans. I'll switch somewhere just to incorporate you as well. But I'm going to start reading anyway from 1 John chapter 1 verse 5. This is the message we have heard from him, and that is that him is Jesus, and proclaim to you that God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in light, as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. En dit is in ons se woorde, se begeerte om te praat vandag oor God is lig. En eintlik alles wat ek nou hier gelees het, maak net soveel sin in haar lewe ook as ek nou terugdink aan toe ons haar gedoop het. Jy weet dat voor daai doop moes sy al hierdie dinge gedoen het. Sy moes eers erken het dat sy 'n sondaar is, sy moes vergifnis gevra het vir sonde, sy moes die Here Jesus aanvaar het as haar verlosser en saligmaker, en toe sy gedoop. En in daai hele proses, en natuurlik in haar lewe en veral in hierdie tyd van siekte, het sy ontdek dat in die duisternis van siekte was God die lig in haar lewe. Nou, die wetenskaplikes het nou al hierdie ontdekking gemaak, denk ek, dat, en miskien weet jy dit dalk, iemand het gesê, daar bestaan nie eintlik iets soos duisternis. That darkness is only the absence of light. En dit maak eintlik soveel sin, as Johannes dan sê, maar God is lig en in hom is daar geen duisternis nie, dan kom bewys God eintlik in sy karakter alreeds, maar dit wat die wetenskaplikes sê, dit is eintlik heeltemal waar. Jy weet, toe God geskep het hy, as jy mooi gaan lees, gaan jy agterkom, hy het 'n proses van skeiding ook gebruik. En die eerste ding wat hy gedoen het was, om te sê, kom skei lig en donker vir mekaar. Dit is nog interessant. In Genesis 1 verse 4 we read, and God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. Nou,
daar's natuurlik, daar's 'n fisiese disorder, a physical disorder that can develop in somebody who has a lack of sunlight. You know, as in the Cape, when it's winter and the days are shorter, less sunlight, cloudiness, and there's this disorder that they say you can develop. It's called seasonal affective disorder, and it means that the serotonin in your body starts to decrease. And that serotonin is responsible for your mood, for digestive system, for healing, for your sleep, which means you can actually develop depression because of the lack of light entering into your eyes and reaching your brain. At the same time, the melatonin hormone that is supposed to help you to sleep is increasing, so you sleep more. So it actually excels the feeling of depression. And the interesting thing is that the proper way to solve that problem is to receive light therapy. Wat net beteken dat jy ontvang skerp lig, jy sit by skerp lig, en skerp lig, jy kyk in die lig sodat die lig in jou liggaam en jou brein kan inkom en dit kry die hormone weer mooi in balans sodat die depressie kan weggaan. Dit is wonderlik hoe God ons eintlik geskaap het. En nou kan jy eintlik sien geestelik gaan dit beteken dat as ek en jy kan terugkeer wanneer ons so depressief voel, terugkeer na God toe as die bron van lig, beteken dit ook selfs ons geestelike depressie kan eintlik wyk. Nou, as jy vandag ook voel, maar hierdie twee hormone van jou is nie lekker in balans nie, eenvoudig omdat Mignon as lig ook in jou lewe net eenvoudig nie meer is nie. Maar verstaan jy ook, en dan dink ek sou sy ook vandag vir jou gesê, maar luister, gaan terug na die bron van lig toe, want ek was ook maar net iemand wat sy lig weerkaats het. Maar gaan terug na die bron toe. God is really the source of light, whether it's about the sun and light in general, but very specifically when it comes to spiritual light in our lives. Lig gee lewe. Die eerste ding wat God geskaap het, was lig. En dit het hy gedoen, miskien het jy ook al daaroor gewonder, want die son en die sterre en die maan, dit was nog glad nie daar nie. Maar God het gesê, laat daar lig wees. So die heel eerste ding wat God geskaap het, is lig. En nou weet ons ook, God is lig, maar ook Christus word aangekondig as die lig van die wêreld, en dat die duisternis kon dit nie uitwis nie. Jy weet, a mirror does not have its own light. It can only reflect light. I don't know, maybe if you've also used a mirror or something like that to play with a dog. So, to do that can be very fun. It's much fun when you see your dog running after the light of the mirror. But it can be very serious as well. You can be in great distress, and if you have a mirror in the sunlight, you can use that to call for someone, to show this I'm in distress, I need help. Dat ek en jy nie self die bron van die lig is nie, is baie belangrik om te besef, maar ons moet ook weet dat ek en jy is ook soos 'n spieël. Ons reflekteer die lig van God. En ek dink Mignon het juis God se lig in haar ontdek en geweet dat al wat sy moet doen met daai lig is om dit te reflekteer. En nou glo ek dat elkeen van julle wat vandag hier sit, as jy terugdink aan haar, dat jy op 'n sekere manier kan ervaar dat sy ook lig in jou lewe gereflekteer het. En dat 'n deel daarvan, hoekom jy haar vandag mis, gaan met die feit dat wanneer jy by haar was, daar 'n groot mate van God se lig gestraal het uit haar. Lig inspireer ons. Johannes sê hierso, hy sê as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun reinig ons van alle sondes.
Dit is vir my baie interessant dat in hierdie hele gedeelte, in die Afrikaans en in die Engels, in die Afrikaans spesifiek, die woordjie ons of julle of ons self kom 20 keer voor. Dit is asof Johannes vir ons kom sê, daar is hierdie belangrikheid dat God se kinders vir mekaar lig reflekteer, want soms beleef ook God se kinders donker tye. Wanneer dit vir my voel, maar God se lig bereik my nie nou nie. Maar wanneer iemand anders dan kan kom en in my lewe inkom en my eintlik kom inspireer met God se woord, met God se lig, dan beteken dit vir 'n mens so baie. Dan voel jy sommer maar ek word weer self verlig. Dit gaan sommer weer beter. Jy weet, lig trek ons eintlik na mekaar toe. As jy mismoedig is, dan kom iemand na jou toe en wat vrolik is en vol blydskap is, dan lig dit jou ook sommer op. Dit trek jou sommer nader na die persoon. Jy voel maar moenie weggaan nie, bly nog 'n rukkie langer. Vuurtorings is nou iets wat ons nie meer soveel aandag skenk nie, alhoewel dit nog mooi is en ons het miskien staan daar in jou huis ook iewers 'n vuurtoring beeldjie of ietsie wat ons bly aan die kus. Maar jare terug was dit verskriklik belangrik en daar was weer die weerkaatses in die vuurtoring en daar was olielampe gewees, so die werk van die persoon wat in beheer was daar was verskriklik belangrik. And many times when the lighthouse keeper passed away or couldn't do his work anymore, one of his family members would take over. So it happens that one of these guys at Rhodes Island, he had a heart attack, and his daughter, her name was Ida Lewis, so she took over when she was very young. And she actually did that work up to age 63. During that time, she also had to use a rowing boat to get her siblings to the school. En sy het soveel vaardigheid geleer terwyl sy dit gedoen het, dat in haar leeftyd het sy meer as 25 mense gered wat in moeilikheid was in die see, deur na hulle toe te roei en hulle uit die water uit te haal. Hierdie lighuis het haar hele lewe verander. Dit het die koers van haar lewe verander. En jy kan eintlik sê dat as dit nie gebeur het dat sy in die lighuis begin werk het, nie sou daar mense nooit gered gewees. En ek wonder of Mignon se lewe en jou verhouding met haar en die feit dat sy God se lig in jou weerkaats het, of het jou lewe 'n bietjie verander het. Was daar miskien tye wat jy amper gevoel het, ek het nou iemand nodig om 'n reddingstou, 'n reddingsboei nou my toe uitgooi, en wanneer jy met haar gepraat, as jy nou terugpunt daaraan ervaar jy, maar sy het jou geïnspireer, sy het jou lewe verander en jou lewe gered. Ongerus by jou. Lig soek vir ons 'n gids. As jy maar net dink, as jy ry in 'n donker nag en jy het hierdie katoogies op die pad, veral in die Kaap as dit donker is en dit reën, maar as jy die katoogies kan sien weerkaats, dan weet jy, ek kan in my baan bly. En hoe moeilik het is wanneer dit nie daar is nie, en die wit lyn is nie daar nie, hoe moeilik het is om seker te maak, ek bly in my baan, en ek is veilig in terme van verkeer wat van vooraf kom. So die afwesigheid van lig gaan weer eenvoudig veroorsaak dat daai katoogies gaan nie werk. Iemand het nou die dag gesê, hy wonder wie betaal die elektrisiteit van daai katoogies. Niemand nie. As jy nie daai lig laat skyn van jou voertuig op die liggies nie, dan gaan hulle eenvoudig nie werk nie. Maar sonde doen dit al. Sonde bring so duisternis dat dit wat God se lig moet weerkaats, nie eintlik meer werk nie. En dan veroorsaak dit dat ons 'n bietjie koersloos raak. Miskien het jy ook al gevoel dat nie net sonde nie, maar sommer die moeilikheid van die lewe. Miskien selfs toe wanneer ons siek geraak het dit jou lewe so 'n bietjie van koers af gedruk. En jy het gevoel, maar Here, dit wat mooi sin gemaak het vir my tot nou toe, maak nie meer heeltemal sin. Maar as ek en jy dit kan regkry, om werklik waar weer by Jesus Christus uit te kom, en om te aanvaar as ons leidsman, nie maar net 'n naam en 'n liedjie, of 'n naam in die Bybel nie, maar my persoonlike leidsman, en van ander dinge weer, want ek en jy moet maar erken, as ons nie sy lig het wat ons skyn nie, kan ons ook nie lig weerkaats nie. En ek wonder of Mignon dalk vir jou so
'n gids was, terwyl sy God se lig vir jou weerkaats het. In die dae wat jy ook gevoel het, Here, ek raak 'n bietjie koersloos. En miskien het jy met haar gesels en net gevoel dat die woorde wat sy met jou deel uit God se woord het, of uit haar lewe uit, of jou aanmoediging, dat dit sommer net weer vir jou 'n bietjie koers in die lewe gee. Lig is regtig 'n simbool van hoop. In Psalm 27 verse 1 we read, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" There's a story about a group of graduates who took a few lab rats and put them in a container with water, enough water so that they had to swim. And they put them in a totally dark room, and they used infrared cameras to record what these rats were doing. And they swam for 5 hours before they started to die. And then they did the same experiment with rats again, but this time they put them in a fully lit room. Those rats swam for 17 hours. Want die lig het heeltyd vir hulle die hoop gegee, maar daar is nog hoop, daar is lig, ons kan sien. Miskien het jy ook al sulke tye in jou lewe beleef. Ek het 'n vermoede Miriam in haar lewe met die siekte en al hierdie dinge, miskien selfs voor dit, net met die normale goed van die lewe, want niemand se lewe is net maaskinderloos en het sy waarskynlik ook hierdie tye beleef wanneer sy gewonder het, maar is dit die moeite werd om nog te hoop? Miskien het jy ook al die ervaring gehad met haar, dat jy na haar toe gekom het en sê, ek wil haar gaan besoek, ek wil by haar gaan kuier, ek wil haar bietjie moet inpraat. En miskien het jy weggegaan en sy het vir jou moet ingepraat. En dit het ek al soveel keer beleef, wanneer ek iemand in die hospitaal besoek en ek dink, ek gaan gaan lees, ek gaan moet inpraat, ek gaan bid, en dan kom ek daar en kry ek 'n persoon daar wat, ek wil amper sê, maar jy lyk nie sieklik nie. En die persoon praat met my en is vol energie en gee moed en praat oor sy liefde vir die Here, en dan stap ek dan uit en ek is voel, man, ek is weer reg vir die lewe, maar dis hoekom ek gegaan het, maar ek het iets gekry wat ek nie voor beplan het. Lig verteenwoordig die waarheid. Ek het nou toe ook op die N2 gekom het, gesien, daar is heelwat verkeersligte. So as jy so ry, en dit is in 'n 60 km sone, en jy ry 80 km/h, en die volgende oomblik kyk jy in jou triespoortjie, en jy sien jy kom die blou ligte aan, dan weet jy, ek gaan binnekort die waarheid ontmoet. God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. 'n Mens kan in die duisternis rondtas, en jy gaan nie heeltemal presies weet, maar wat vat ek aan? Goed lyk net anders, voel anders, jou hele ervaring wanneer dit donker is heeltemal anders. Die oomblik as jy in die lig kom, dan sien jy hoe, maar dit is die waarheid. Dis wat dit eintlik is. Hy is die lig vir die wêreld. En as sy volgelinge het ons eintlik net hierdie een opdrag. En dit is om sy lig te laat skyn in die wêreld van die mense. Die wêreld is 'n donker plek vir baie mense. En na een fout het Mignon besluit om uit liefde vir die Here, vir my en vir jou vandag te sê, maar oordink 'n bietjie God as lig. En die lig van God is nie daar vir my en jou gemak nie. Dis nie so dat ons maar net 'n gemaklike lewe kan hê, maar dit is eerder so dat ons kan weet dat die lewe wat ons het hier en in die ewigheid kom net van God af. En dat ons eintlik nie selfsugtig daaroor kan wees nie, want ek weet, dit is nie my lig nie. Ek weerkaats van hierdie lig. Dit beteken dat ons moet eenvoudig die lig deel met mekaar. Ek wil hê julle moet vandag baie bewus wees, want hierdie oomblik, hierdie tyd kan baie maklik verbygaan. En jy wil hê jy moet baie bewus wees van wie almal hier is. En jy moet jou naam onthou, die mense wat vandag hier so is nie maar net vir vandag hier nie. En nou spat ons uit mekaar, en elkeen gaan maar net weer aan met sy eie lewe nie. Maar dat julle sal onthou wie jy was, wel die persoon wat jy is, en natuurlik hulle wat nie is nie, wat nie kan wees nie, maar om te onthou, iemand was hier wat vir Mignon lief gewees het,
en wat daar mis, en daai persoon het miskien, al is dit net my gebed nodig, dat God kan deur jou gebed, iemand wat vandag hier so sit, en miskien baie dapper is, net kom vertroos, want wanneer ons alleen raak, wanneer ons alleen is, dan kom die hartseer eintlik is. Wanneer ons voor ander mense is, dan is ons eintlik baie dapper. So wat ons van haar ontvang het, kan ons weet, het sy ontvang van die Here af. En as ons dit ontvang het van haar, beteken dit ek en jy, ons moet dit ook gratis uitdeel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U God is en dat U lig is. En daarom bid ons vandag, Here, dat U sal kom inskyn in die hartseer wat op die oomblik in ons harte is. Here, dat U sal kom inskyn in die leë plek wat op die oomblik in ons lewens, in ons harte, in ons gedagtes is. Here, daar waar ons met ons se stem, maar teenwoordigheid, dat ons nie meer aan haar kan raak nie, daar waar daai plek is wat leeg is, kom skyn U lig daarin, Here. Laat dit so wees dat in daai plek, Here, U kom en U waarheid en U hoop en U inspirasie, alles kom in laat stroom, sodat ons in daai plek, Here, weer vreugde en blydskap kan kry. Here, sodat die herinnering wat ons aan haar het, deur ons sal vloei en ons dit nie vergeet nie. Vader, ek bid vir haar familie, dat U elkeen van hulle sal koester en vasgryp in U arms vandag. Here, hulle sal omhels, en al vriende en mense wat hier is, Here, dat elkeen sal weet, maar soos wat sy God se lig weerkaats het, so wil ek dit ook doen. Sodat eendag wanneer dit my beeld is, ander mense ook sal kan sê, maar jy het God se lig in my lewe ingedra. Ek bid, Here, dat ons regtig waar, soos Paulus ook sal sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is tot redding vir elkeen wat glo. Here, vandag wil ons kom sê, ons glo dat U ook die lig in ons lewens is. En ons eer en ons loof en ons prys U naam. In Jesus wonderlike naam. Amen. Ek gaan vra dat ons die heldeblyke nou doen, en dan sal ons daarna nog 'n lied sing, voordat ons dan die geskenke sing. Ek gaan eers vra vir Susan. Ek sien jou naam is eers so, Susan, as jy tot jou bedanking kan kom. Was om 'n storm van passie, ongetemde lewenskrag en 'n onverskrokke energie uit te leef. Sy het die rou waarheid geleer, regheid en sonder filter, soos 'n vinnige wind. Maar onder daardie beskermende dop het 'n besondere sagte, onskuldige siel geskuil, wat die wêreld met sy beteerheid uitdiep. Sisterskap is baie kompleks. Ons het diep laag en herinneringe gedeel, maar ook skaduwees en afstand gedra. Wanneer die laaste gordyn val, verdwyn die ewige stryd. Wat oorbly is die besef dat ons uit dieselfde bron kom en na dieselfde bron terugkeer. Toe ons mekaar weer vind, het ek al beloof, ek stap hierdie pad saam met jou huis toe. Om haar hand teen die skaduwees te hou, was die grootste voorreg ooit in my lewe. Selfs op haar laaste dag het haar meesterlike oog vir detail nooit getwyfel nie. Van enkele bed gee sy presiese opdragte oor die soetpampoen wat ek vir haar gemaak het. Wat het jy daar in jou hand? Ek soek nie breinsuiker nie, ek wil wit suiker hê. En het jy die boter daar aangesit? Die vurige stempel sal my altyd wat laag. 'n Onmeetbare dank aan die Neil. Jy was dag en nag haar rots, haar anker, haar beskermer,
soveel liefde en waardigheid. Minion, die fisiese gewig en innerlike stryd is nou neergelê. Die enkele druppel het teruggevloei na die magtige oseaan van eenheid. Jy is bevry van die pyn en veiligheid in die arms van die ewigheid. Dankie vir die onvergeetlike lag, die rou waarheid en die heilige voorreg om jou huis te kom staan. Dankie Susan. Ek het 'n onwrikbare geloof dat in die hemel eendag ons baie vleis sal eet. En ek gronde daarop dat toe Noag na die ark nou tot rustig gekom het, het hy 'n offer gebring het. Dan sê die woord, die Here het hierdie aangename geur gekry. Toe besluit hy, ek kuier by Noag. So ek glo, en nou weet ek al gaan oor breinsuiker wees. So, goeie wonderlike ding. Lamies, ek moet ook spreek aan die naam uit, reguit. Okay. Goeiemiddag allemaal. Ja, het is 'n oomblik wat die dood is altyd vir ons weet dit gaan daar wees, want sy was siek. Maar dit sal altyd vir ons 'n skok wees. Ons sal nooit gewoond raak aan die dood nie. En ja, ek was haar vriendin. Sy het my soms ma genoem, dan word ek eintlik kwaad, want ek dink, ek is nie so oud nie. Ek weet nie hoekom jy van my ma noem nie. Maar ja, ek was soos 'n ma vir haar. En selfs vir haar kinders, toen hy was, hulle het so groot geword en vet geword. Gezond. Ja, dat is 'n compliment. En Edu, waar is Edu? O, daar is Edu, Dirkie het ek langlaas gesien. Ja, kyk nou. En Johankie, Johankie, is hy nie. Ja, so, hulle het so groot geword, maar soos Denise sê, sy was op die laerskool en dat hulle smiddag gekom. Ek kan nie eens meer onthou dat ek 'n moubankie gehad het nie. Maar in elk geval, en van ek in Gordons Bay gekom het. My seun was 10 jaar oud en ek dink hy's nou 28, so is 'n lang tyd gewees. Was hulle vriende, het vir hy gevat as sy sussie. En dan moet sy vir hom help met sy wiskunde. En hy was eintlik wil hy nie gehad het, sy moet vir hom help, want sy is 'n meisie. En sy wil so graag, terwyl ek aangery nou gekom het, terwyl ek kom sê vir my vriendin, ek dink Denise het dieselfde geaardheid van haar ma. En ja, sy was 'n vegter. Sy het nou waar geveg tot die dood toe. En ek was altyd so skuldig om na toe te gaan of wat ek besoek. Kan net as sê van, ek al wat ek kan doen is net vir jou bid. Dan sê sy vir my, ek gaan mos nie sterf nie. Nee, ek gaan mos nie dood nie. En dan denk ek, wat sê ek? Emile, wat sê ek vir? En dit is so moeilik. En dan kyk ek haar altyd en dan dink ek, wat gaan ek doen as hierdie vrou sterf? Want sy was altyd so, ons het 'n verhouding gehad wat van niks skrippie. As ek daar gekom het, dan het sy gesê, kom ons doen naals, Emile kan getuig daarvan, kom ons doen naals, en ek sê, is jy nie siekie? Is jy dan nie, het jy nog 'n lus vir dit? Of kom daar as altyd, het is soos jy sê, pastor, sy het altyd, as sy bemoediging nodig het sy vir jou bemoedig. Want altyd as ek weggegaan het ek gegaan met 'n bemoediging van haar. En soos ja, sy was 'n sterk vrou, my kind, en dit is waar jou ma en jy is, ek weet jy is al reeds 'n sterk vrou. En ek is so trots op julle oor, ja, ek het julle gesien groot word. Ek het gesien wat Dinkie klaar is, graad 12, wat hy weggegaan het, gesê, weggegaan? Johannesburg toe? Wat gaan hy aan Johannesburg maak? En hoe kan hy alleen gaan so? Dit was die pad wat ons gestap het. My kinders was haar sinne en haar kinders was myne.
En soos ek sê, sy het nog in die laaste tyd baie van my gebel, uitgeroep na my toe, en wie jy weet. Ek kry kouerings as ek dink aan, en toe die oproep kom, was ek dit nog nie te wagte nie. Het was vir my nog nie 'n goeie tyding nie. En tog weet ek as Christen, dat die dood is 'n wins. En sy het die vrede, sy het haar vreugde, en sy is net deur op die oomblik deur 'n vallei. Die dood is net 'n vallei wat ons deurgaan, en daar is 'n lewe na die dood. En verseker gaan ons daar weer ontmoet. Verseker. So dit is nie die einde hierdie nie. Dit is net vir nou wat ons sê, totsiens, tot ons weer sien. Emil, ek wil vir jou sê baie dankie. Jy was eintlik seker al so moeg vir ons as ons begin kuier, en dat sy altyd vir my gesê, man, kom liever as hy nie is nie, want dan moet hy altyd kamer toe gaan of so. Want ek dink ek, shit man, maar jy was, ek het regtig opgekyk na jou. Jy was altyd daar. En I salute you, Emil, vandag. Jy het dit gedoen. Sy het hierdie wedloop, het sy afgeleef. En vandag is sy daar, en sy het haar vrede. Geen pyn, geen lyding, geen kommer nie. En die kinders vandag, julle weet wie sy was, het 'n volle lewe gelei. Sometimes wat ek hoor, sy was nog ergens uit op, sy wat soek die vrou, by daardie plek nog, wat gaan maak sy daar? En sy soek die dinge nie, sy soek vir haar na bed, en haar kamer, en haar huis, maar sy het 'n volle lewe gehad, soos sy het die stryd gestry, en sy het die wedloop behaal. So vandag kan ons afskeid neem met haar, van haar, sy het 'n volle lewe gehad. En ek dink nie een van ons wat hier sit kan dink dat sy vir ons afgeskep het nie. Sy het nie. Sy was altyd daar. Jy kan altyd daar uitgestap het met iets. Al is dit nie fisiese ietsie met 'n woord, sy het altyd ons, jy kan daar uitgestap het met. Sy wil altyd net jou. Sy wil sommer vir jou 'n woonstel soek. Sy wil sommer dit doen. Sy wil sommer online vir jou iets kyk. So sy was altyd daar vir almal haar vriende en haar vriende. So vandag sê ons totsiens net vir nou. Dit is net vir nou. Maar ons gaan weer ontmoet. Dit is wat ek kan vertel van my vriende Minion en haar familie. Ek ken haar stories. Ek ken die bome, die vrye bome, ek ken al van Johannesburg, ek ken die valpaaie, daar is niks wat ek nie, die storie wat sy nie vir my vertel het, van haar kinderjare, wie haar moeder was, wie haar ek weet alles, ek kan eintlik 'n boek skryf van jou mami. En ja, dit was goeie jare. So verder, wees gerus, sy is veilig by ons Jesus. Dit is oké. Ja, jy laat my nou dink aan 'n vriendin wat ons 'n hele paar jaar terug ook, sy was ook seker ook gesterf, en sy het my vrou laat beloof dat as sy sterf sal my vrou sorg dat haar tonels geketings is. Sy wil nie sterf met ongeketings te tonels nie. Chris Normal? Precies. Ik was er al die tegen nog gehad. Yes, okay. Ek ken vir Minion van ons Pretoria daar af. Ons het 'n woonstelletjie in Pretoria gehad, 'n woonstelblok, waar 'n klomp single mense gebly het, en sy het so 2 deure van my afgebly. Daai tyd was Dirkie nog 'n babietjie. Sy het van daai dag af, tot nou die dag toe, daai onblusbare gees gehad. Sy het net nooit gelê nie. Sy het net nooit gaan sit nie. Minion was nou maar net, die pastoor se analise van Minion was spot on, en jy het hom nie eers baie goed geken nie. Die lig wat uit daai vrou uitgeskyn het, of sy nou moeilik was, en of sy nou happy was, daai lig het geskyn.
Ek dink terug aan dae wat sy het 'n hasie gehad in Pretoria. Die hasie se naam was Lulu. En sy het die hasie aan 'n leiband laat loop saam met haar in die park. En in die woonstelblok en maak nie saak waar nie. Die ander ding wat ek onthou van Mignon is, sy het nooit verby 'n baba gestap nie. Sy moes altyd hallo sê. Sy moes altyd vra, kan ek maar bietjie vashou? Sy moes altyd die babatjie mee werk. Sy was baie lief vir babatjies. En toe sy haar eie kleinkinders begin kry, was sy die trotste ouma wat daar was. Dan bel sy my en sê sy my, jy moet nou eers vir my kom kuier asseblief, jy moet gou my foto's kom kyk. Dan sê ek vir my, kan ons maar my stuur. O ja, ek kan dit ook maar doen, maar jy moet nog steeds my kom kyk, ek wil jou vertel. So opgewonde oor sulke klein dingetjies was Mignon nou maar net altyd. Julle, ons het 'n groot gees verloor. Go Mignon. Okay, goed, baie dankie. Dis goed om 'n mooi spektrum te kry van 'n lewe, so tussen alles wat julle van sê. Jy gaan dit maak. Ja, goeiemiddag julle almal. Ek gaan nou agter hierdie toring wegkruip sodat julle my nie hoef te sien nie. Val ek net so 'n paar bedankings doen gou. Eerstens baie dankie vir julle almal wat hier is. Sonder julle en ek weet nie, dit is net dankie dat julle vandag saam met ons spandeer en ons op 'n goeie manier vir Mignon kan totsiens sê. Dan die diepte van my hart uit, baie dankie vir elke liewe een van julle. Ek weet nie hoe om dit anders te sê nie. Dan net 'n spesiale dank aan Blue Crane Funerals. Vir julle onbaatsigtige respek wat julle hier gegee het vir Mignon, vir die diens wat julle voorberei het. Baie dankie daarvoor. Dan vir Hospice. Hospice Somerset, die laaste tyd wat ek daar was, ja. Hy mense is ongelooflik. Baie dankie daarvoor. Dankie vir al julle hulp. Dan vir Karen en van Geronimo's Pub and Grill, baie dankie vir jou dat jy jou plekkie vir ons oopgestel het dat ons jou onthaal daar kan hou. Na die tyd. Daar kan ons nou regtig my sussie se lewe voluit vier. Ek weet die storie loop nou al hierso dat as ons blykbaar as ons sal instap, die Captain Morgan staan al blykbaar klaar met twee man. So ja, ons vat my eerste een vir Captain Morgan. Dan 'n baie groot dank vir Denai en vir Josh. Jou pamflette, jou insette, jou reëlings, julle twee so lang ure deurwerk. Jou ma smile, Piet, baie dankie daarvoor. Dan 'n groot dankie vir Annelie en vir Geraldine. Daai kuiertjies en aan die deure klop en as Mignon iets nodig gehad het, dankie dat julle daar was, dankie dat julle haar ondersteun het. Ek het nie ander woorde nie, maar dankbaarheid, ek dink julle sien dit. Susan, jou laaste 2 weke, wow. Dit was seker die amazingste ding geweest wat tussen jou en Mignon kon gebeur het. Die vrede wat gevind is, die liefde wat gedeel is, jou insette wat jy gegee het om haar gemaklik te laat voel, weer eens baie dankie daarvoor. Dan is daar blykbaar twee sangers, Christo en Nandi. Baie dankie vir julle boodskappe en julle WhatsApps en songs, julle liefde vir Mignon, dit beteken opreg baie dankie. En dan vir almal wat ookies gewys het by Hospice, ookies gewys het by die huis, rondop het, boodskapies gestuur het, baie dankie daarvoor. En dan vir almal wat van ver af gekom het, Dirkie, julle buitensyd, né? In elk geval, maar dankie dat julle hier is, Marika, ek suk ons steeds met jou naam. Sissie, in elk geval wat in Enika is, dankie dat julle moeite gedoen het om af te kom. Vir die rest van die vriende en die familie, baie dankie. Ek dink, dit was net een amazing journey wat Mignon gehad het, afval om almal van julle in julle lewe, waar ek ook na lewe te kan hê. En dan 'n massive thank you. Emil, 10 jaar terug het ek jou ontmoet. Ek het nou gisterand gelê en dink en ek het nou al vanoggend 'n PDF gestuur, maar kon nie. In geval dan,
dit wat jy vir Menon beteken en dit wat jy vir ons as vriende beteken het, jy, jou ma, jou pa, julle familie, hoe jy vir Menon bygestaan het tot op die einde toe. Ek kan dit nie op papier sit. Ek kan nie. Want woorde kan nie beskryf dit wat se tipe mens jy is. En lankal nie meer vir ou mense jou vriend nie. Lankal nie meer in die water, ons sal nie oor daai nou praat nie. Van die eerste keer nie, maar jy het 'n broer geword. En hier is nie die einde van ons pad nie. Ons gaan nog 'n lang pad stap. So jy weet ons almal wat hier is, almal is by jou, almal is saam met jou, almal is 'n oproep vir. So dankie vir dit wat jy vir my gedoen het in die 13 jaar, my vriend. Ek waardeer dit opreg. Alright, baie dankie. Mooi woorde. Ek praat nou so van die Captain Morgan. Ek was 22 jaar in die weermag en dit is 'n tradisie nog in die weermag. As iemand een van jou kamerade nou val, dan sal die close vriende nou in die kroeg by mekaar kom en dan sal hulle nou klein keer of iets drink en as daar een glasie wat leeg bly en hy word op die grond gegooi en stukken getrap. Ek sê nou nie, jy moet dit nou vandag doen nie. Maar ek sê maar net in 'n sekere mate was hy ook 'n soldaat van Christus en was hy vir elkeen van julle 'n kameraad gewees. Ons gaan nou afsluit met nog 'n lied. Dan gaan ek vir Louise vra om vir ons die slotgebed te doen. En dan gaan ek vir Nikkie vra om vir ons die video nog 'n keer te speel. En sommer direk na die liedjie kan jy maar die musiek vir die draers en dan gaan ek vir die draers dan vra om vorentoe te kom. Kom ons staan. Heer my God, as ek in eerbied wandel in al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolken, hoe dit elke dag so onderhou, dan moet ek jou, my Heer, my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik U die grote naam, ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe vryster gasse stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg daar na dag vir my kind. Dan moet ek jou, my Heer, my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik U, die grote
hij voorkomt. En kom u weer, en heerlijkheid tot volken, maak u volkomen niet uw eigendom. Dan moet ek juich, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping kan bestaan. Hoe heerlijk U grote naam. Beste broeder. Dankie Louise, gaan jy ons maar voorbeeld asseblief. Ons slaan ons voor op na die berge. Here, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U, Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, en dit staan vas. Here, vanmiddag, Here, weet ons, Here, dat alles behoort aan U, Here, en alles is U sinne, Here. Here, dankie, Here, dat ons weet, Here, dat U is die begin en die einde, ons Alfa en ons Omega. Here, vanmiddag, Here, kom ons, Here, Here, die familie wat agterbly, Here Jesus, die vriende, broers, susters, Here, vanmiddag kom ons, Here Jesus, Here, en ons kom vra, Here Jesus, dat U vir ons 'n God van soveel naby sal wees, Here. Here, die oomblikke wat aanbreek, Here, daar die stilte, Here Jesus, daar in die huise, Here Jesus, Here, kom bid vir Emile, Here, wat daar die vermissing sal so groot wees, Here. Here, daar die alleenheid, Here Jesus. Here, kom bid, Here, vir die kinders, Here Jesus. Here, wanneer daar die leemte, dat hulle besef dat daar is nie meer 'n mamma om 'n oproep na toe te gee nie, Here, of 'n SMS te stuur, Here. Here, dat U, Hemelse Vader, die Heilige Gees, Here, hulle trooster sal wees. Here, U het reeds gesorg, Here, vir die oomblik soos hierdie, Here. En nou, Here Jesus, mag ons, Here, ons troos in die woord vind. Here, en wanneer ons van mekaar, Here, sal verdaag, Here. Here, hou ons trou, Here Jesus. Here, dat ons in hierdie donker wêreld, Here, ons lig so sal skyn, Here Jesus. Vader, en nou, Here Jesus, gaan ons, en ons weet dat U is God en U is groot, en dat U vir ons nooit sal verlaat, Here, en dat U altyd met ons sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Vrienden, dit is die Here behaag om op die 17de Augustus Lietman Mobile te kom haal. Maar ons weet dat eendag by die plank van die laaste bassein sal ons al wees. En mag het so wees dat haar lewe vir jou, vir elkeen van julle, 'n groot vertroosting en vir jou altyd teruglei na die oorspronklike bron van die hulle vra dat die draerstoel toe kom asseblief. Ons staan asseblief.
Vriende, julle kan sien op die blaadjie agter waar die geselligheid is. Dit is saam met die skool, maar asseblief, as jy my vir die volgende afspraak, baie dankie dat ek saam met julle ook vir adsies kan sê, kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Amen. Baie seën vir jou.